Goeiemôre, dit is vandag Maandag die 26ste Mei 2025. Hierdie week gaan ek met 'n bietjie saamgesels uit Handelinge hoofstuk 1. So kom ons begin, ons lees sommer die eerste 5 verse. My eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Interessant dat hierdie boek se begin so 'n besonderse wegtrekplek het. My eerste boek, Theophilus. Nou niemand weet regtig wie hierdie Theophilus sou kon wees nie. Was dit werklik so 'n persoon? Is dit miskien 'n verbuiging van die twee woorde theos en phileo, wat beteken iemand wat vir God liefgehad het? Dit weet ons nie. Wat belangrik is as 'n boek so begin geskryf word, het hy 'n redelike persoonlike aanslag. En eintlik begin hy om te sê, ek wil vir jou vertel hoe jy Christus deur sy woord kan deurken en ook al die opdragte wat daarmee saamgaan en hoe jy daaroor moet optree en reageer. Daarom dat hy sê, ek het geskryf oor alles wat Jesus begin doen en leer het, in vers 1. Nou, voordat jy iemand kan uitstuur om iets te gaan doen, maak nie saak wat dit sou wees nie, selfs in ons moderne tyd, dan moet jy een of ander oriëntering of opleiding doen, voordat jy iemand op 'n sending kan uitstuur om dit te kan gaan doen. En die apostels, miskien moet ons net 'n kantaantekening maak, hulle was die disippels, en nou word hulle apostels. En dis nie 'n vreemde iets wat hier gebeur nie. 'n Disipel is 'n volgeling, is iemand wat luister, is iemand wat leer, terwyl 'n apostel is 'n getuie, 'n lewende getuie. Die woord apostel kom van die Griekse woord wat 'n brief beteken. So hulle word as lewende briewe uitgestuur. En hulle was dan nou al reeds op hierdie stadium meer as 3 jaar by Jesus en het sy leer geken en eintlik 'n redelike ervaringsbegrip van die krag van geloof in Jesus gehad. So in hierdie eerste paar verse sien ons Handelinge 1 vers 1, alles wat Jesus begin doen en leer het. In vers 2, gee opdragte deur die Heilige Gees. Vers 3, het oor die koninkryk gepraat. Vers 4, hy het hulle 'n bevel gegee. Jesus het hulle geleer, hy het instruksies gegee, hy het gepraat en hy het beveel. Met ander woorde, hy het vir hulle inhoud gegee op met wat hulle moet gaan doen. Die interessante van die verhaal van die eerste disippels en natuurlik dan van die vroeë kerk is dat ons nie hier lees van mense wat hoogs geleerd was nie. Inteendeel, die disippels, as mens na hulle gaan kyk, of die apostels dan, was manne wat van gewellige uiteenlopende agtergrond gekom het. Ja, sommige van hulle het 'n bietjie meer opleiding as ander gehad. Maar dat Jesus niemand sonder insig uitgestuur het nie. Christus het eintlik die meeste van sy tyd bestee aan interaksie, verhoudings en onderrig van sy disippels, eerder as om bloot net die skare te bedien. So gaan lees maar bietjie die evangelies en sien hoe min kere praat Jesus met skares mense. Die disippels was sy primêre fokus. En nou hier in Handelinge is hulle gereed om uitgestuur te word. En toe die disippels bietjie traag was, bietjie stadig was, om die betekenis van sy dood en opstanding te begryp, het hulle nie net half verdoof of verblind met bonatuurlike ervarings nie, maar het hulle geduldig die nodige inhoud gegee. En daarom ook baie interessant dat ook in hierdie gedeelte daar 'n aansluiting by die Ou Testament is. Veral as mense dan gaan sien hoe hy eintlik wil sê, begin by Moses en by die profete, hy het dan verduidelik wat in al die skrifte oor hom gesê is,
En dan sê hy vir hulle, dit is wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was. Alles moet vervul word wat oor my geskrywe is in die wet van Moses, die profete en die psalms. Gaan lees daaroor in Lukas 24. So, hierdie eerste 5 verse van Lukas, eintlik baie belangrik. Jesus, in die woorde van die skrywer van Handelinge, dit wil sê Lukas dan nou, maak hierdie oorgang om te sê, ek het julle geleer, en nou gaan ek julle uitstuur. En daarna, hierna, van vers 6 af, wat ons môre weer verder van lees, hoor ons hoe dit gebeur. Here Jesus, dankie dat ons kan hoor, dat U ons op 'n besonderse manier toerus. Mag ons met groot respek en dankbaarheid na hulle luister, wat ook vir ons toerus. Ons leiers in ons gemeente, ons leraars, die mense wat saam met ons se pad stap en saam met ons bid. Mag ons ook vandag U apostels wees. Amen.